bietjie by julle hoor, doen mense nog nuwejaarsvoornemens? Is dit nog 'n ding? Of het mense al redelik opgegee? Hoeveel van julle het nuwejaarsvoornemens? As net so vinnig 'n hand sê, julle hoef nie vir my te sê wat dit is nie, maar daar is al so 'n paar wat gesê het, ons kan iets nuuts probeer. Nou ons voornemens kan baie goed wees. Ek het nie regtig voornemens nie. So ek sou sê my voornemens is onder andere eerstens net om eerstens net te oorleef. Ek is nie een van daai nuwe nuwe jaar, nuwe ek tipe mense nie, want ek het al te veel probeer. Ek is nou maar eers 33. So ek dink oorleef is eerstens een van my goed wat ek wil doen in terme van mense seisoen, jy weet die drywerseisoen in terme van jou skooljaar of wat ook al se jaar jy het, in terme van inperkings, in terme van wat ook al, ons baie keer dink ons, as ons net hierdie jaar kan kom. Die laaste jaar of 2 was nogal 'n bietjie chaoties. Ons het ook hierdie behoefte om te sê, dis maar, kan ek nie net in die volgende fase ingaan? In terme van, is dit nie al tyd dat mens klaarmaak met skool, klaarmaak met jou studies, dat jy verloof raak en trou, dat jy jou eerste kinders het, dalk die eerste kleinkinders, sien dat hoe jou kinders op die ouende deur skool gaan, verloof raak, trou. Ons jare kan vol raak deur net die volgende fase te soek. Natuurlik het baie van ons dalk 'n droom of 'n hoop vir 'n bietjie finansiële groei. Een van die boere het onlangs my gesê, kan ek net 'n normale jaar kry? Ek vra nie vir 'n goeie jaar nie. Ek soek net 'n normale een. Net 'n jaar waar daar nie 'n krisis is nie. En so kan mens dieselfde sê van jou werk, jou besigheid, as jy skool gee, kan ek net 'n normale jaar kry, at the very least. En dan kan ons nie dalk maar 'n huis afbetaal hê. Kan ons nie dalk maar 'n bietjie spaargeld wegsit, 'n vakansie bekostig. Ons het baie keer finansiële groei as 'n doel. En natuurlik, hopelik, sou ons ook sê, maar hierdie jaar wil ek graag geestelik groei. Dis waar ons vandag praat. Wat beteken dit vir ons om geestelik te groei? Want baie van ons sal sê, om geestelik te groei beteken, ek wil by die Here uitkom. Maar ek wil vir ons moet vandag daai prentjie net 'n bietjie skuif. Net 'n bietjie anders dink en sê, gaan dit vir ons oor om by die Here uit te kom? Is dit die doel? Is dit die voorneme? Of is daar iets anders? Nou, ek weet nie hoeveel van julle, ek bedoel, julle is almal in die kerk, wat beteken julle is baie voorbeeldig, maar ek weet nie hoeveel van julle was gister dalk nog 'n vleermuis gewees nie. As jy nie weet wat 'n vleermuis is nie, skrik vir helder lig en vir geraas, en ek hoef nie meer as dit te verduidelik nie. Nuwe jaar, as jy nie weet waarvan ek praat nie, wel dan is jy een van die goeie crowd. Baie van ons is eintlik dalk op hierdie stadium in 'n plek waar sê, ons is in die kerk, of jy kyk dalk die diens by die huis, maar eintlik is my lewe 'n bietjie van 'n geestelike chaos. Eintlik is ek nie waar ek wil wees. Eintlik is ek nie so naby aan die Here soos wat ek wil wees nie. Eintlik is my hoop vir hierdie jaar om weer by die Here te kan uitkom. As jy daar is, dan wil ek vir jou hoop gee. En vandag se boodskap gaan oor hoop en die hoop wat daar vir Israel was. En ons gaan lees uit Jeremia 31 uit. Julle kan dalk opmaak, die van julle wat 'n Bybel het, maar dis 'n tyd van chaos. Dis 'n tyd waar hulle na die Assiriese ballingskap gebeur het, dan was Israel vir 'n kort tydjie naby aan die Here, en toe begin hulle net weer wegval. En hulle begin weer afgode kry, hulle begin trou met mense van ander lande, en allerlei ander gelowe kom saam. So, Israel is in 'n geestelike chaos. Die boek van Jeremia het ook 3 dele, 2 groot dele. Die een gaan tot by hoofstuk 29, waar Jeremia besig is om vir die volk te sê, julle maak droog, en die kom 'n moeilike tyd vir julle. Dis baie van die profetiese boodskap eintlik. En dan het ons die tweede deel van Jeremia, wat van hoofstuk 34 afgaan tot aan die einde, die tweede groot deel, waar Jeremia vertel
wat die slegte goed is wat aan die gebeur is. So hierdie boek is nie op een slag geskryf nie, dit is oor 'n tydperk geskryf. En dan is ook, jy weet, daar's ook hierdie boodskap van waarskuwing vir die ander volke. Onder andere Babylonië, wat die volk is wat vir Israel kom in die tweede ballingskap kom inneem het. So selfs teenoor hulle is daar ook God se oordeel wat sê, julle maak droog en die moeilikheid gaan kom. So die boek van Jeremia is 'n boek van oordeel en is geskryf in 'n tyd, 'n lang tyd van chaos. Dit is waarskynlik, die ouens vermoed, die boek het so 20 jaar gevat vandat hy begin geskryf is tot aan die einde. Dit is 'n versameling van verskillende literêre tipes ook. Daar's gedigte in, daar's profeseë in en daar's 'n stuk vertel van geskiedenis in. En dan in die middel van die boek, hoofstuk 30 tot 33, skryf die profeet en hy sê vir Israel, maar dit wat julle gaan tref, dit kom, maar is nie die einde nie. Dit gaan nie julle einde beteken nie. Dit gaan moeilikheid vir julle beteken. Maar daar is nog steeds hoop. Die teks wat ons vandag lees, verse 7 tot 14, praat dan oor 'n volk wat gaan terugkom. Oor 'n nasie wat gaan terugkeer na God toe. En nie net na hom as hulle God nie, maar ook na hulle land toe. En dit praat ook van 'n fisiese uitkoms wat beloof word. So ek lees dan vir ons van vers 7 af. Dit sê, so sê die Here, sing van blydskap oor Jakob, die leier onder die nasies, juig oor hom. Laat hoor julle loflied en sê, red die volk, Here, red wat van Israel oorgebly het. Ek laat kom hulle uit die land in die noorde. Ek vergader hulle van die uithoeke van die aarde af. Onder hulle is blindes en krepeles, swanger vroue en vroue in kraam. 'n Groot gemeente sal hiernatoe terugkom. In trane sal hulle kom, met smeekgebede, maar ek sal hulle lei. Ek sal hulle by waterstrome bring op 'n gelyke pad. Niemand sal struikel nie, want ek het Israel se vader geword. Efraim is my eerstgebore. Hierdie vers 9, ek het Israel se vader geword. Efraim is my eerstgebore. Ons gaan net ook terugkom daarna toe ook. Hy skryf verder en sê, hoor die woord van die Here nasies, vertel dit aan die verste eilande. Julle moet sê, hy wat vir Israel verstrooi het, sal hom bymekaar maak. Die Here sal hom oppas, soos 'n wagter sy trop skape oppas. Die Here het vir Jakob bevry, hulle gered uit die mag van een wat sterker as hulle is. Hulle sal kom en op die Sionshoogte sing. Hulle sal straal van blydskap oor die goeie wat deur die Here gegee word. Oor koring, wyn en olie, oor die aanteel van kleinvee en grootvee. Hulle sal floreer soos 'n tuin wat goed nat gelei word. Hulle sal nie meer na water smag nie. Dan sal die jong meisies dans van blydskap, saam met die jong mans en die ou mans. Ek sal hulle droefheid in vreugde verander. Ek sal hulle uitkoms gee. Ek sal hulle bly maak. Hulle sal geen kommer meer hê nie. En in die laaste vers, ek sal 'n oorvloed goeie kos vir die priesters gee. My volk sal oorgenoeg hê aan die goeie wat ek gee, sê die Here. In die laaste vers, by the way, is vir my gunstelinge, want dit sê, as ek en Louis gewig optel, is Bybels, so dit moet wees. Dis die Here se seën. So, julle kan smile as ons vetter raak, maar nie worry nie. Hierdie teks praat van 'n God wat uitkoms gee. En moenie 'n fout maak nie. Dit praat van 'n moeilike tyd. Dit praat van 'n volk wat in trane terugkom. Met smeekgebede wat in 'n moeilike tyd is. En God gaan haal hulle daar en hy sê, ek bring julle terug. Dis God die se redding kom. Dis nie hulle eie nie. Dis nie 'n volk wat net aanhou probeer en op die ou en ek kry hulle reg om nie meer slawe te wees. Dis nie een of ander oorlog wat hulle wen deur slim strategieë nie. Dis God wat sê, ek bring julle terug. Ek sorg vir julle. Ek maak julle bymekaar.
van oral af. Ek troos julle. Die blindes, die krepeles, die wat swanger is, wat moeilike tye beleef, ek sorg vir julle. Ek gee vir julle genoeg. Maar nou is die vraag, die redding van God. Eerstens, is dit omdat Israel huil? Is dit hoekom God redding gee? Het hulle nou maar net genoeg gekerm by die Here, en toe het hy gesê, ag, okay, ek sal vir julle sorg. Is dit waar die Here se redding vandaan kom? Uit Israel se hartseer uit? Nee, dis nie wat dit is nie. Dis nie die verhouding wat maak dat God red nie. Is dit omdat Israel die regte goed doen? Die kans is goed dat dit ook nie is. Ja, hulle het by die Here gaan pleit, en dit is belangrik. Maar dis nie waar dit begin nie. En dis nie hoekom die Here hulle red. Want in die vreemde lande was daar nog steeds 'n klomp Israeliete wat eintlik maar tou opgegee het en gesê het, kom ons aanbid die gode van Babylonië, want dit is makliker. Hulle gaan vir ons beter hanteer as ons hulle God aanvaar. So 'n klomp van die Israeliete het. Dis nie die rede hoekom God hulle gered het. Dis nie omdat hulle ewe skielik heilig geword het. Nee, die rede kry ons in vers 9. Dis omdat God gesê het, ek maak julle weer my kinders. Van vooraf. Ek kies daai verhouding van vaderskap en kindskap en ek sê, maar dis hoe ons verhouding lyk. En dis hoekom ek vir julle gaan red. Dis omdat ek julle pa is. Dis omdat ek julle my volk maak, my kinders maak. Dis hoekom ek julle red. Onthou weer eens, in die boek van Jeremia staan hierdie in die middel van chaos. So iets in hierdie waarheid, iets in hierdie 3 hoofstukke praat van 'n God wat sê, ten spyte van. Dit maak nie saak waar jy is nie, ek is nog steeds jou pa. Dit maak nie saak wat jy doen nie, ek is nog steeds lief vir jou. God se redding kom deur 'n nuwe verhouding. En dis eintlik 'n verhouding wat al lank terug begin het, maar Israel het daarvan weggestap. Maar God sê, ek gaan net die verhouding opnuut maak. En vir ons is dit presies dieselfde waar. Want toe Jesus gekom het, toe het hy weer hierdie verhouding kom nuut maak. En hy het weer vir die mense kom leer, wat beteken dit om vir God te aanbid en vir God te hê as 'n Vader. Nou, ons kan vra, wat is hierdie verhouding dan? Hoe lyk hierdie nuwe verhouding? En baie van ons, soos met die Israeliete ook, baie van ons het 'n slaafverhouding met God. Ons dien God. Maar nie op 'n goeie manier nie. Ons dien hom omdat ons bang is. En maak nie saak hoe baie ons God dien nie. Iets in ons agterkop sê vir ons, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nooit goed genoeg nie. Iets in ons agterkop sê vir ons, maak nie saak hoe baie jy doen nie, jy kan nog steeds nooit seker wees dat jy in die hemel gaan wees. En ek ken mense wat hulle alles vir die Here gee. Uur op uur, elke dag tyd spandeer in die woord en nog steeds met hierdie absolute vrees lewe. Want ek kan nie deur hierdie slaafverhouding breek wat sê, dis eintlik nooit goed genoeg nie. En die gevolg is, ons probeer ons bes, maar ons verwag die hele tyd 'n God wat gaan skel, 'n God wat gaan slaan met 'n sweep. En die oomblik as jy iets verkeerd doen, dan straf jy, dan tref jy jou. En dit maak ook dat al die slegte goed wat ons in die lewe beleef, dink ons, dit is ons skuld. Ons het dit veroorsaak. Ons is die rede daarvoor. Ons kan ook 'n kontraktuele verhouding hê. En baie van die Israeliete het oor die verbond gedink as 'n kontrak. Nou dit klink vir ons so, as ons net die woorde lees, ek sal jou God wees, jy sal my volk wees, ek sal jou seën, jy sal my dien. Maar dis nie eintlik die verhouding, dis nie die aard van die verhouding. Dit lyk vir ons so. Maar as dit ons verhouding is met God, dan gaan ons die hele tyd voel, okay, ek moet verdien dat God vir my lief is. Ek moet verdien dat God vir my goed is. God kan my nie net seën
uit sy liefde uit. Ek moet eers werk daarvoor. En daarom sal ons ook voel, as ek sonde gedoen het, dan kan ek die Bybelstudie doen, maar nou is ek die heilige. En as ek regtig naby aan die Here wil voel, dan moet ek eers 10 dae in 'n ry my Bybel lees. En as jy op dag 9 vergeet, too bad, dan is jy nie naby aan die Here nie. Maar dit kan ons hoogmoedig maak. Want julle weet hoe 'n kontrak werk. Ek bedoel, as jy in diens staan met iemand, baie keer doen jy 'n bietjie meer. Jy betaal iemand 'n klein bietjie meer wat vir jou werk, of jy doen 'n bietjie meer vir die een wat vir jou betaal. Jy lewer dalk 'n bietjie meer produk, of jou kwaliteit is 'n bietjie beter as wat jy beloof het. En nou ewe skielik is jy aan die pluskant. En jy sê, "Is maar, nou kan ek mos maar 'n gunsie of 2 verwag. Nou kan ek mos maar vra, hoorie, help my uit hierso, of gee my 'n bietjie afslag, of jy weet, dalk 'n bonus hier en daar." Ons dink in terme van gee en neem in baie van ons aardse verhoudings. Ongelukkig gebeur dit selfs in huwelike. Mans en vrouens wat mekaar op 'n kontraktuele manier hanteer en sê, ek het nou, jy weet, by jou maale van kuier, so nou moet jy by my maale ook kom kuier. Ek het by jou ek het vir jou gaan koffie maak, so môre is dit jou beurt. Daai tipe verhouding wat sê, ek doen iets, jy doen iets. En ons hou eintlik skoor. Ons sal dit hopelik nie op 'n bord neerskryf nie, maar ergens in mense agterkom. Dit gebeur maklik. Ons is so ingestel, want ons voel dis geregtigheid. Ons voel dis fair. En as ons nie regverdig behandel word nie, dan is dit kwaad. Dit is maar net hoe ons menswees geraak is. Maar dis ook nie die verhouding wat God met Israel het. Hy sê nie vir hulle, doen net die regte goed, aanbid net genoeg, gee net genoeg vir die tempel, dan sal ek julle kom red uit Babylonië. Nee. Hy kies 'n ander verhouding. Dit is die verhouding van kindskap. God kom en hy sê vir hulle, ek het Israel se vader geword. Efraim is my eerstgeborene. Eerstgeborene in hierdie sin beteken my geliefde kind. Die een wat alles by my gaan erf eendag. Die een wat die hoogste aansien het van al my kinders. Ons ken dit nie eintlik meer in ons kultuur nie, maar in daai tyd was dit massive geweest. Die eerstgeborene is die spesiale kind, die geliefde een. God sê, dis wie julle vir my is. Dis wie ek julle wil hê. En dis waar God se redding vandaan kom. Dit begin en dit eindig by hom en by sy liefde. En soos ek gesê het, Jesus het gekom om dit weer vir ons te kom wys. Kersfees wat ons vier, is God self wat aarde toe kom en sê, ek kom word soos jy, sodat ons hierdie verhouding kan hê. Sodat jy nie meer 'n slaaf hoef te wees nie. Sodat ons nie meer in een of ander kontrak staan nie, sodat ons mekaar kan liefhê. En hierdie woord Abba, woord Papa, is so 'n intieme woord vir dit wat God vir ons voel. Ek weet almal van ons het nie goeie paas in ons lewe gehad. Ek is bevoorreg. Ek het regtig 'n goeie pa en 'n goeie verhouding met my pa. Maar dis nie almal se storie. So die prentjie van God wat 'n pa is dalk iets waarmee jy gemaklik is nie. Is dalk iets wat vir jou sin maak as 'n liefdevolle prentjie. Maar ek wil hê, dink jou in en aanvaar. God is die perfekte pa. Wat sy liefde nooit opraak nie. Wat sy liefde nooit oorwin word deur ons foute. God is die perfekte pa wat sal sê, altyd nog 'n kans. Altyd nog 'n oop arm. Kan ons dit insien? Kan ons dit glo? Is dit vir ons moontlik om daai prentjie van God te raak te sien? Of hak ons vas in die verhoudings wat sê, ek moet eers doen, of ek is nooit goed genoeg? Kan ons glo in 'n Abba God, Papa God wat sê, net omdat ek jou lief is? Ek het gesê ons praat vandag oor nuwejaars voorneme en wat ons dink vir die jaar. Die vraag wat ek vir jou wil vra is, wat 'n verhouding het jy met God?
Want die verhouding wat ons met God het, bepaal ook wat ons droom is vir jou. As jy sê, ek wil naby aan God kom, ek wil by God uitkom, dan wil ek vir jou sê, verander bietjie jou woorde. Want jy is by God, en hy is by jou. As jy gekies het om in hom te glo, dan is hy jou God, en hy is by jou, en jy is by hom. As jy vir my sê, ek wil nader kom aan God, dis iets anders. En ek dink, dis 'n goeie ding, en ons gaan om die waarheid te sê, tyd spandeer hierdie jaar, om te vra, hoe kan ons meer intiem met God lewe? Hoe kan ons nog nader kom aan hom? Maar dit verander nie die aard van die verhouding. Ons kom nie nader aan God om sy kinders te word. Ons kom nader aan God want ons is sy kinders. Ons kom nader aan God want hy staan al klaar met sy arms oop en sê, ek is lief vir jou. Jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. Jy hoef nie daai titel te verdien nie. Jy het hom. Wat 'n verhouding het jy vandag met God? Nee, kom ons besef, dis sy kind. Dis die beginpunt van ons jaar. Dis die beginpunt van ons verhouding. Dis nie die voorneem nie. Wil jy vat gou 'n oomblik en vra vir jouself, het ek hierdie verhouding? Net so 'n minuut gee, dan gaan ons aan. As jy nog nie seker is nie, dan hoop ek die Here sê vir jou vandag weer, jy is my kind. Jy hoef dit te verdien nie, jy glo in my, ek is jou Vader. Ek het jou gekies. Hierdie is natuurlik geskryf vir Israel en ons is deel van Israel gemaak deur Jesus. Hy het gesê, almal word kinders van God. As jy glo in my. As ons die kindskapverhouding kies, dan gebeur daar ook twee goed. Eerstens, ons verhouding met God verander. Ons benadering tot God verander. Ons stap nie in met vrees en met onsekerheid en jy weet, pleit op ons knieë, ag Here, jy weet, wees my maar net genadig. Dis deel daarvan. Dis deel van bely is om ons moet aanvaar dat God ons vergewe. Maar ons verhouding is anders. Ons kom soos 'n kind. Ons kan met vreugde kom. Maar 'n ander ding gebeur ook. As ons besef ons is kinders van God, dan begin ons ook anders kyk na ander mense. Eerstens, ons medegelowiges. Ek weet van ons wil kwaad wees vir mense, van ons wil wrok hou. Jy kan nie. Dis jou broer, jou suster, en dis nou klink so baie argaïse NG taal, maar dis genuine wat dit is. Ons is familie. Ons kan nie kwaad bly vir mekaar nie, want ons is God se kinders. Maar nie net dit nie, ons besef iets van God se liefde vir ons. En dan besef ons dis soos ander mense moet lief hê, of hulle glo of nie. Dis nie eintlik 'n keuse nie. Dis nie eintlik iets waaroor jy kan besluit nie. Dis God wat sê, soos ek jou liefgehad het, moet jy gelief hê. Punt. Tot die dood toe. Punt. Mag ons ook iets beleef van God se verhouding met ons en hoe ons ander mense lief. Kom ons bid saam. Dit maak nie saak watter chaos in ons verlede lê nie. Dit maak ook nie saak watter chaos vir ons voorlê nie. Here, U is by ons. U is lief vir ons. Ons is die kinders.
Here, mag ons besef hoe wonderlik dit is en mag dit iets binne ons verander. Om ons nader te bring aan U en Here ook nader te bring aan ander mense. Help ons Here om lief te wees soos wat U ons lief gehad het. Help ons om U lig te wees in hierdie wêreld.